Vriende, goeiemôre. Ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. Dit is goed om elkeen van julle ook te sien vanoggend. Ja, ek kan voel die winter is hier, die oggende is dit vroeg koud, maar dit is heerlik so 'n bietjie later, so baie welkom aan elkeen van julle vanoggend. Ons het die voorreg om weer 'n babatjie te doop vanoggend, klein Milan Fourie, Marie en Johannes. Baie welkom ook aan julle en julle familie en vriende. En mag dit vir julle ook 'n wonderlike belewenis vanoggend wees, want om die doop te kan bedien en te kan ervaar bly 'n voorreg en is 'n sakrament wat ons doen om vir mekaar te herinner dat God nie van jou vergeet het nie, dat God homself kom verbind en sê, jy's myne, jy behoort aan my. So vriende, nogmaals welkom vanoggend. Net so 'n paar afkondigingkies wat ek sommer onder die aandag wil bring. Ons kategese is weer eens na die diens en dan is daar lekker koffie en tee en koekies, lekker. As jy uitstap gaan jy sien is 'n bietjie warmer, dan kan jy lekker daar onder die boom bietjie kuier en gesels en sommer net 'n bietjie weer dinge optel. As jy daar nuwe gesigte sien, dat hulle welkom voel, stap nader, gaan stel jouself bekend. Hier's baie besoekers by ons Sondag. Hier's nuwe lidmate by ons, jy sal sien. Maar mag dit dat elkeen sommer net lekker tuis voel en welkom voel daarso asseblief so na die diens. En dan vriende, hierdie groot ding, ons Pinksterreeks is hierdie jaar 'n gesamentlike reeks. Elke tweede jaar doen ons dit in die ring van Oudtshoorn. En Wesgemeente is die gasheergemeente hier langs aan ons bure. So van môre aand af tot donderdag aand 6:30 is daar Pinksterdienste. Daarso Dominee Marine Stron, die Wes-Kaapse Node se moderator, gaan dit vir ons hou. Hy kom daar van Stellenbosch Wesgemeente. Hy gaan vir ons lei in die tema God se storie met ons. Ja, kom ons doen moeite, so in die aande 6:30, ons gaan lekker na die tyd saam sop en broodjies ook geniet. En daar's ook 'n laerskool vir die laerskoolkinders, 'n kinderpinkster wat ook aangebied word. So kom ons kyk en ons ondersteun dit. Maar volgende Sondag is, ek gaan nou terugkom na daai ene toe. Volgende Sondag is Pinksterfees. Dan sluit ons die Pinkster hier in ons eie gemeente af. Ons sluit dit af met nagmaal. So ek nooi julle asseblief, kom ondersteun dit. Ons gaan saam wees, ons gaan Pinksterfees vier en ons gaan saam nagmaal gebruik. So volgende Sondag is die afsluiting dan hier. Dan het ons ook, daar is vir die persone, ons ouer persone wat nie in die aand kan meer uitgaan of wil uitgaan nie, is daar 10:00 soggens in Millennium Park se hulle ontspanningssaal. Het ons ringspredikante besluit, so elkeen kry so 'n dag beurt. En dan van maandag tot donderdagoggend 10:00. So as jy sien, jy gaan nou nie by die aand uitkom nie, is dit jy welkom om in die 10:00 dienste daar by Millennium Park te gaan bywoon van maandag tot donderdag. En dan het ek dit gesê. Dan vriende, ek weet jy sal al sien ook by die ons offerboksies waar ons die offergawes ingooi, is daar so hierdie ding op SnapScan. Nou SnapScan is niks anders as 'n toepassing, mooi Afrikaans praat ek vanoggend, in plaas van 'n app. Maar in elk geval, jy kan dit op jou foon laai en dan laai jy jou kaart, koppel jy aan hierdie ding, daar's so 'n paar sekuriteitsgoed wat jy doen en dan kan jy met jou foon betaal. As jy sien die dominee se preek was daarom R10 werd vanoggend, dan kan jy jou R10 daar ingooi. Of as jy nou voel jy wil meer gee, kan jy meer gee. Ons weet, ons begin al hoe meer beweeg na kontantlose samelewing. Oral betaal ons met ons kaarte en goed. So daai gerief is daar, as jy, ons het, dit is soos hulle sê, ons QR code van die bank, so dan betaal jy direk in die bank in. So as jy vorentoe dit wil gebruik met liefde, die scan ding is daar. Ek wil daar nou nog nie in die banke dit vir jou sit en dan word jy elke keer gekonfronteer, jy moet nou betaal terwyl jy hier sit. So nee, ons hou dit by die deure, so as jy wil uitstap, kan jy gerus dit, ek weet dit is baie keer is slep as mens so kan stel om kontant in die hande te kry. Dan het ons pannekoek, ek as 'n paar afkondigings wat ek nou net wil onder julle aandag bring. Ons pannekoekdag die 20ste Junie, dis 'n Vrydag, so julle kan gerus julle bestellings plaas daar by die kerkkantoor en hierdie fondse gaan ten bate van ons Zimbabwe uitreik. So lekker warm pannekoekie in die winter. Ja, dis dit. Vriende, voor ons by die verjaarsdag kom, net 'n laaste dingetjie of 'n opmerking en dit is ons stuur elke Vrydag 'n klomp e-posse uit na mense toe met e-posadresse. Nou ons ondervind die laaste tyd
baie keer van hierdie e-posse kom nie by hulle adresse uit nie. En dit is maar omdat ons so 'n massa op 'n slag uitstuur. Ek meen, dink ons stuur 450, 480 e-posse op 'n slag uit. Indien jy sukkel om 'n e-pos te kry, kontak asseblief die kerkkantoor of sommer vir my direk, dan sit ons op jou op die WhatsApp groep. Want ons wil graag hê mense moet die nuusbrief kry. Dis ons kommunikasie stuk na julle toe. Daar weet jy alles wat aangaan, wat gebeur het, wie siek, waarvoor word daar voorbereiding gedoen, waarmee is ons besig in die gemeente. So indien jy sukkel met jou e-pos, laat weet vir ons asseblief, dan sit ons jou op die WhatsApp groep en dan gaan jy definitief dit kry. Ek weet daar's baie mense wat op WhatsApp groepe is. Ons wil jou onnodig pla nie. Dis maar net om eenmal 'n week daardie nuusbrief uit te kry en te sê dis waarmee ons besig is. Wat is die rekenaar vanoggend? Is die koue in hom in? As hy. Vriende, ons gaan begin deur stil te word. Ons is in ons Pinkstertyd in. Ons het nou verlang, het ons na opstandingssondag, het ons Paastyd gevier, tot en met donderdag aand se hemelvaart, en ons almal weet, nou sit die Pinkstertyd, waar ons stil raak en opnuut gaan hoor, wat wil die Here vir ons sê in hierdie tyd, en die disippels het juis by mekaar gekom, na daardie hemelvaart van die Here, en hulle het saam gebid, saam verkeer en gewag op die Gees wat aan hulle gegee sou word of uitgestort sou word. So kom ons raak stil vanoggend. Ek weet dat elkeen van ons het maar ons eie gedagtes, ons het met dinge in ons kop besig, en ons lewe is vol uitdagings. Kom ons raak stil, kom ons raak opnuut bewus, waar is jy vanmôre en wat wil die Here met jou praat vanoggend? Kom ons raak stil voor hom. Here, U wat die Heilige is, U wat aanbid word, Here, U is hier teenwoordig, en dankie dat ons vanmôre opnuut net weer ons hoofde kan buig, en ons knieë kan knak, en net voor U kan kom verskyn. Dankie Here, dat U genade vir ons genoeg is, en dat ons daaraan kan vashou, en opnuut mekaar kan herinner van hoe belangrik dit is, dat U liefde vir ons so groot en wyd en diep is. Here, dra vir ons in hierdie oggend, mag ons opnuut in U nabyheid verkeer. Amen. Die Here, die Almagtige regeer, die aarde moet juig. Die Here, die Almagtige regeer, die aarde moet juig. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend dan met die wonderlike woorde, genade, vrede vir julle. Mag julle dit vandag saam met ons beleef, as die Here kom sê, ek is hier teenwoordig, en jy is baie welkom. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons met ons stemme U kon aanbid en kon loof. Dankie Here dat U die heel beste rede is wat ons U kan loof en vir die wêreld wil uitbasyn dat U ons Here is. Dankie Here vir Pinkstertyd. Dankie dat ons opnuut met verwagting kan uitsien na volgende Sondag se nagmaal, waar ons die uitstorting van U Gees gaan vier. En waar die kerk gebore is, soos ons dit vandag ken. Maar Here, dankie ook vir hierdie tyd waarin ons is, en waar ons opnuut nadink oor wat het alles op die aarde gebeur. Wat het gebeur daardie dag, daardie dae, nadat U opgevaar het.
Here, ons wil vanmôre opnuut kom vra dat U hierdie woord aan ons harte sal seën, dat U vir ons dit sal oopbreek en opnuut vir ons insig sal gee om dit te verstaan. Here, wees met ons in ons gemeente, met hulle wat siek is, hulle wat in die hospitale is, hulle wat deur krisisse gaan, hulle wat uitdagings beleef. Ons vra dat U genade vir hulle genoeg sal wees. En ons dink ook aan ons land en sy leiers en alles wat hier gebeur. En ja, Here, verskriklike groot misdaadprobleem wat ons het, en moord, en korrupsie, en alles wat ons elke dag hoor, Here, en baie keer hoor ons dit ook nie meer nie. Here, mag ons nooit wegskram van die waarheid en van die ware beginsels van U woord nie. U woord wat vir ons duidelik leer deur die 10 gebooie, dat ons nie mag steel nie, dat ons nie mag moord pleeg nie, mag nie valse getuies aflê nie. Ons moet net U alleen aanbid. Ons mag nie iemand anders se goed begeer nie. Here, as ons dan vanmôre kom en dan bely ons daardie sonde, ons erken dit en sê, Here, ons het in hierdie week gefaal. Vergewe ons asseblief. Seën ons in hierdie oggend saam. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is by Handelinge. Ons gaan so 'n bietjie daar saam lees vir oggend. As jy nou kan onthou, ons is in die kerklike jaar hierdie tyd in Pinkstertyd. So ons is op pad na Pinksterfees volgende Sondag. Dis hoekom ons die Pinksterbidure dan ook het in die komende week. Daar was 'n stuk afwagting by die disippels nadat hulle Jesus sien opvaar het. Ons het dit donderdag aand gevier, die hemelvaart. En hulle het gewag en die Gees is uitgestort en die kerk het vorm gekry soos ons dit vandag ken. Maar ek wil hê ons moet vanoggend bietjie stil staan by hierdie gedeelte van Handelinge 16, waar Paulus later tot bekering gekom het en kragdadig begin het om die evangelie te gaan verkondig en kerke te plant. Hy het verskillende sendingreise gedoen en een van hierdie sendingreise is hy en Silas sy helper op pad, of hulle is in 'n stad. En as jy die voorafgaande gaan lees, ek gaan dit in jou vanoggend lees daarvan vers 16 af, dryf hulle gees uit 'n waarsêerste uit. Dit was so 'n persoon wat nou vir die ouens 'n bietjie geld ingebring het en Kammersdag vir hulle die toekoms voorspel het en alles en. Die oomblik toe Paulus hierdie gees uit daar uitdryf, toe kan sy niks meer sê of doen nie. En toe valslik beskuldig hulle vir Paulus en Silas wat hulle hier kom doen het. Hulle sê nie vir hulle is Christene nie, hulle sê vir hulle is Jode. En in die proses het hulle vergeet dat Paulus en Silas Romeinse burgers was. Maar dan gebeur daar die volgende, en ons is nou by vers 23, dis waar ons die verhaal optel vanoggend, vers 23, nadat hulle baie geslaan is, hulle het hulle voor die stadsvaders gekry, hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Daardie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se geboeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy by die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier." Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" Toe hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin
was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Net tot sover, vriende, ons gaan sommer 'n bietjie daaroor vanoggend met mekaar praat. Nou, Lukas wat Handelinge geskryf het juis hierdie verhaal ingesit om vir ons 'n kykie te gee aan al die ontberinge wat Paulus en al sy makkers moes deurmaak om te verstaan waaroor alles gaan. Liewe vriende, ek wil vanoggend opnuut vir julle 'n paar streepies kom trek op wat het hier gebeur. Hierdie verhaal speel af in 'n stad waar Paulus en Silas kom om die woord te verkondig. En dan kry hulle moeilikheid. Hulle kry groot moeilikheid. Hulle word valslik aangekla en hulle word gemartel en hulle word geslaan. En dan word hulle in die binnekant van die tronk gesit. Nou daai binnekant van die tronk was meer eintlik 'n kelder, was eintlik 'n put. Daar was geen ventilasie nie, geen lig, geen venster, niks nie. Nou kan jy vir jouself indink, hierdie twee manne is gemartel, hulle is geslaan, hulle het wonde aan hulle lyf. Hier word hulle in hierdie put gesit. Dink net vir 'n oomblik aan die gesondheidsrisiko's van hierdie put en van hierdie omgewing. En in daardie omstandighede sit Paulus en Silas. En wat doen hulle? Hulle prys die Here. En julle, dit bly vir my so half, ek kry so met tydjie die gevoel, dis so 'n storie uit 'n fliek uit. Want, hoe dan nou? Hoe kan jy dan vir die Here werk en alles doen en dan kry jy nou hierdie moeilikheid? Nou, okay, Paulus was gewoond aan moeilikheid. Hy het eers die Christene vervolg, ons ken daai verhaal, Handelinge 8, en hy het kragtadig tot bekering gekom na die Here Jesus aan hom verskyn het. Maar hier kom hy en hy gaan verkondig die woord. Hy bring die waarheid. Hy bring die evangelie, die evangelion, die boodskap van hoop en bevryding. En hier word hy amper doodgemaak. Dit rym nie, mens verstaan nie, hoe werk God dan nou in hierdie situasie? En weet jy, as jy die verhaal lees, en jy lees hom weer, en jy lees hom weer, dan kom jy agter, hier's 'n baie groter prentjie, wat besig is om te ontvou, as wat mens net op die eerste slag lees. Die groter prentjie, is dat God op 'n kragtadige manier met hierdie bewaarder en sy gesin praat. Maar ook op so 'n manier die pad oopmaak, dat ander mense tot bekering kan kom. Die bewaarder was op die punt om sy eie lewe te neem. Nee, Paulus sê, wag, ons is hier. Niemand het ontsnap nie. Trouwens, almal het die Here aangeneem en begin glo in sy werklikheid en sy teenwoordigheid. Nou is die vraag vanoggend, hoe kry ek en jy dit reg om in moeilike omstandighede, in storms van ons lewe, in uitdagende omstandighede, die Here te loof en om te prys en net te vertrou en te weet dat die Here met ons op pad is. Ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee om in Suid-Afrika in die jaar 2025 opgewonde te wees oor die toekoms van ons land. Ek kan dit eerlik vir julle vanoggend sê, praat jy met mense, kyk jy na mediaberigte en alles, dan is mense nie vreeslik opgewonde oor ons land nie. Ons is nie vreeslik opgewonde oor waar gaan ons kinders eendag bly en werk en al daai goed nie. Ons, amper wil ek sê, sukkel maar voort. Ons hoop maar môre is beter as vandag. Paulus en Silas kom leer vir ons iets van hoe ons na hierdie lewe moet kyk, vriende.
Dis 'n hele paar jaar terug, dis 1000 of 2 jare terug wat dit gebeur het. Maar as jy die storie gaan optel, as jy die lyn gaan optel van hoe die kerk begin het en hoe die kerk gegroei het en die kerk oor die wêreld heen, dan is daar baie Paulus en Silas insidente. Waar mense in gevaar was, waar mense seer gekry het, waar mense bang was, waar God uitkoms gegee het, waar God nuwe paaie kom maak het. As ons lees in Jesaja, dan sê hy, maak die pad vir my gereed in die woestyn. Daar waar nie 'n pad is nie, kom maak God 'n pad. Maar weet u, dit gaan oor 'n mens se ingesteldheid teenoor die lewe. Dit gaan oor, waar bevind ek myself? Almal van ons wat vanoggend in hierdie kerk gebou is op verskillende plekke in hulle lewe. Jy kan jonk wees, jy kan klein kindertjies hê, jy kan in jou middeljare wees, jy kan 'n ouer persoon wees. Almal van ons is op verskillende plekke in ons lewe. En almal van ons ervaar verskillende seisoene in ons lewe. Die vraag is eintlik maar vir môre. Hoe ervaar ek God in hierdie omstandighede? Hoe beleef ek die Here in hierdie omstandighede wat ek myself nou bevind? Is ek, soos Paulus en Silas, in 'n tronk geboei deur onvergewensgesindheid, geboei deur slegte gewoontes, deur sommer net, ek is nie op 'n goeie plek nie? Sukkel ek om God te loof en te prys in die omstandighede waarin ek is? Want Here, hoekom moet ek so swaar kry? Hoekom moet ek so sukkel? Dan kom die Here opnuut vanmôre deur hierdie woord en hy kom leer vir ons almal iets besonders. Hy kom leer vir ons die Paulus beginsel. En ek wil dit vanoggend vir julle lees. Die Paulus beginsel is, wanneer jy die waarheid praat of leef, moet jy voorbereid wees vir wat ook al volg. Bewondering of beskuldiging, geliefd of haat, trone of tronke. Wat is die Paulus beginsel? Paulus beginsel is eenvoudig. As jy in 'n oortuiging leef dat die Here Jesus jou Here is, dan kan jy nie stil bly vir leuns en onwaarhede nie. Dan mag jy nie stil bly nie vir onregverdigheid en korrupsie en alles wat daarmee saamgaan nie. Ja, ons word daagliks gekonfronteer met onregverdige behandeling en met wette en al die tipe van goed. Ek en jy is kinders van die Here. Ons is geroepenes, ons is gestuurdes om die waarheid te gaan leef en die waarheid uit te leef. Ja, as ons 'n bietjie teenkanting kry, so be it. Want ten minste staan ons by wat ons glo en wat ons doen. As kerk van die Here Jesus hier op aarde en by name die NG Kerk in die groter geheel, vra dit van ons om op 'n ander manier te leef. Ons leef nie soos mense wat ons soos volstrys ons kop in die sand insteek en sê, nee, hier is nie probleme nie, alles is alright, alles is goed. Nee, ons weet daar's probleme, ons weet daar's uitdagings. Maar ek en jy hardloop nie weg nie. Ons kyk dit in die oë en ons gaan leef dit. Ons gaan leef dit wat ons bely in hierdie kerk, dat die Here Jesus Christus die koning is en dat hy Here is in ons lewe. Paulus en Silas het dit geglo. Daarom kon hulle in die tronk gaan sit, vasgeboei, maar geweet dat die Here wat hulle aanbid is in beheer. Hy sal die pad wys, hy sal die uitkoms gee op die tyd en die plek. So as jy in 'n storm is, as jy nie op 'n goeie plek is nie, gaan raak stil,
gaan doen moeite om God te loof en te prys en te sê, Here, ek wag op U. Ek wag dat U vir my wys waarheen jy op pad is. Waarheen U met my op pad is. En dan is hulle vrygelaat, Paulus en Silas, en hulle het 'n klomp ander werk gaan doen. Kom ons begin en ons gaan leef met 'n Paulus beginsel. Want dit is waarvoor die Here ons as gelowiges hier op aarde roep en stuur. Bewondering of beskuldiging, geliefd of gehaat, trone of tronke. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Amen. Ek gee geleentheid vir stil word voor die Here. Dankie Here dat U vir ons vanoggend opnuut laat dink het oor waar ons onsself in die lewe bevind. Wat 'n situasie ons is en hoe ons dink oor goed. Dankie Here vir die Paulus beginsel dat ons geroep word en gestuur word na 'n wêreld om verskil te maak. Amen. Vriende, ons het die voorreg om die doop te kan bedien vanoggend aan Klein Milan Fourie. En ons weet nou al by hierdie tyd, wat is die doop? Die doop is 'n sakrament. Dis 'n handeling waarin God kom sê, jy's myne. Veral in die Ou Testament al, daar by Abraham, kom hoor ons en sê die Here, ek stel 'n verbond op. Ek kom sê, jy's myne, jy behoort aan my. Ek sal jou God wees en jy moet vir my 'n volk wees. Doop is nie 'n plek waar 'n kind maar net sy naam kry nie, is nie iets wat ons uit gelowigheid uit doen nie. Nee, dit is in sy wese 'n handeling waar ons sien hoe God homself kom verbind aan 'n klein babietjie. Wat nie eintlik weet wat nou aangaan om hy gaan net 'n klomp water op sy kop kry, maar hy behoort aan die Here en die Here sê jy is myne. En daarom wil ek vra dat Johannes en Marie voor sal kom staan en terwyl hulle hier voor staan kan ons bly so sit, dan sing ons Here Jesus ek is klein terwyl hulle Milan inbring. Marie Johannes, baie welkom hier voor vanoggend. Dit is een groot voorreg om jou kind te kan doop en vir julle mag dit dan ook vanoggend vir julle ook so wees en dat julle dit so sal ervaar. Julle het nou gehoor waaroor die doop gaan en hoekom ons die doop doen en hoekom dit vir ons so belangrik is. En ek wil graag by julle hoor die volgende: bely julle hoewel ons kinders in sonde gebore en ontvang is nog steeds gedoop te word want hulle behoort aan die Here en die Here het juis vir hulle ook kom sterf aan die kruis en opgestaan. En bely julle dat die woord soos ons dit leer, die Bybel, die ware volkome leer
van God is en van verlossing is en dat julle dit sal onderhou en ook vir hom dit sal leer. En ontvang julle hierdie wonderlike mense wat hier sit as getuies en dat hulle julle sal help in die grootmaak van hom in sy lewe. Wat is julle antwoord? Dis reg. Gemeente, ontvang julle die nuwe doopeling en aanvaar julle die verantwoordelikheid dan ook om hulle te help met die grootmaak van hom. Wat is julle antwoord? Dis reg. Moenie vir my so aankyk, jy lyk of ek, hy hou nie baie van water nie. Ek is jammer, maar ek, Malan Fourie, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Malan, ons eien al God se beloftes vir jou toe. Jy behoort nou aan die Here. Hy het jou op jou naam geroep. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê om met 'n bietjie water 'n handeling uit te voer waar U opnuut U self nou kom verbind aan Malan en aan sy gesin. Mag U genade vir hom genoeg wees en as hy groot word, mag sy ouers vir hom vertel, wie is hierdie Here wat homself nou aan hom verbind het. Seën hulle met sy grootmaak. Amen. Vriende, kom ons staan en dan sing ons hulle toe met hierdie wonderlike lied, Laat Heer die seën op hul daal. Ons gee vir elke doopeling by ons 'n kers en 'n Bybel. Die kers is vandag het hy 'n doopdag soos hy verjaarsdag het. So op die 1 Junie steek jy dit die kers aan en herinner hom dat hy gedoop is. As hy groter raak, hy hoef nooit te twyfel en te vra wanneer is hy gedoop nie. En dan is hier 'n Bybel wat vir hom moet leer. Julle gebruik hom vir hom te leer wie is die Here wat homself aan hom verbind het vandag. Baie baie geluk, hoor, en baie seën vir julle. Daar is hy. Baie dankie, julle kan gaan sit. Geluk ook aan die familie, mag dit vir julle almal 'n mooi dag wees. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na die huise en gaan leef in die wete dat julle aan die Here Jesus Christus behoort. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle beskerm en julle seën in hierdie nuwe week. Amen.